Is die Here vir die boere of teen die boere? Is die Here aan ons kant? Is ons aan die Here se kant? Wat sê die Bybel? Wel, in Spreuke hoofstuk 14, vers 34, sê God se woord die volgende: Geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasies. So geregtigheid verhoog 'n volk, maar die sonde is 'n skandvlek vir die nasies. Spreuke 14 vers 34. Daar's 'n ander gedeelte in die Bybel wat sê die Here is vir jou wanneer jy vir die Here is. Nou die vraag is, die Here vir die boere of teen die boere? Ek sou sê die Here is vir die boere in die sin, in dieselfde sin dat die Here vir alle mense, alle volkgroepe in die wêreld is. Die Here is vir elke mens in die sin dat die Here nie wil hê dat enigiemand sterf in hulle ongeregtigheid en hel toe gaan nie. Die Bybel sê dat die Here geen behaag daarin het dat die bose mense sterf nie. Hy sou liewer dat hulle bekeer, na hom toe draai en leef. Maar meeste mense weier en sterf in hulle sondes en ongelukkig gaan hel toe. Nou is die Here vir die boere of teen die boere? Hy is vir die boere in daardie sin dat hy soek die beste vir die boere. Maar om daardie beste te ervaar, moet elke boer sy knie voor die Here buig. En ons weet, dit is nie besig om te gebeur nie. Ek sou sê, dit is die minderheid. Dit is die minderheid van die boere wat regtig die Here dien. Dit is dalk die meerderheid van die boere wat hulle self identifiseer as Christene en sê, ja, ek is 'n groot Christen en 'n kerkmens en ek is klein gedoop en ek het kerk toe gegaan en ek gaan nou nog kerk toe en wat nie alles nie. Maar watter boere is aan die Here gehoorsaam? Watter boere doen afstand van sonde, soos wat die Here van praat in die Bybel? Watter boer wy sy lewe en sy besittings en sy geld en sy toekoms aan die Here oor, soos wat Jesus Christus vereis? 'n totale oorgawe van die hart, 'n totale neerlegging van die wil van die mens. Hoeveel van ons boere doen dit? Hoeveel van ons boere volg die Here in die manier wat die Here eis dat hy gevolg moet word? Ek sê, dis bitter min. Ek weet nie of dit 1 uit 100 is nie. Dalk is ek verkeerd, ek hoop ek is verkeerd. Maar in my ervaring, so ek sê, ek hoop dit is ten minste 1 uit 100 boere, wat regtig hulle lewe in siel en gees in die Here oorwy. Nou is die Here vir die boere of teen die boere? Is die Here met ons of teen ons? Dit hang af, so ek sê, van persoon tot persoon. Ek sou sê die Here is vir die boer wat in liefde leef, wat Jesus navolg en wat mooi met sy medemense omgaan en in liefde optree. En die Here is teen sy buurman, die Here is teen die boer wat vloek en haat, aan drank verslaaf is en sleg met sy vrou en kinders omgaan. Is dalk nie een boer wat al hierdie goed doen nie, wel daar is sulke boere, maar hoe lyk jou hart vir die Here? Is jou hart reg met die Here? Die Here is vir jou wanneer jy vir hom is. Hy is vir almal in 'n sin, maar in 'n ander sin, hy is regtig vir die boere wat hulle lewens aan hom toegewy het en wat in liefde en nederigheid Here Jesus Christus navolg. En daar's 'n ander sin wat die woord van praat, waar die Here is teen die mense wat in hoogmoed optree. Die Here is teen die mense wat slegte dade doen. Die Here is teen hulle. So ek sou sê, die Here is vir almal in 'n sekere sin, en meer spesifiek, hy is regtig vir die mense wat vir hom is, en wie se lewens getuig van 'n lewe van gehoorsaamheid aan Jesus Christus, die mense wat God se woord ernstig neem. En in 'n ander sin,
Die Here is teen die mense wat in sonde leef. Die Here is teen die mense wat hulle ore stop vir die woord van God, wat hulle gesig wegdraai van die aangesig van God. Die Here is teen die mense wat in hoogmoed en haat optree. Die Here is teen daardie boere. Maar ek is nie hier om vinger te wys en ander mense te oordeel nie. Die rede hoekom ek hierdie doen is om te sê asseblief, my volk, word vir die Here. As jy reeds vir die Here is, word nog meer vir die Here. As jy sonde in jou lewe het, draai weg van die sonde af, want net soos volke wat verhoog word of verneder word, gebaseer op of hulle die Here volg en dien of nie, of hulle, as daar bloed op hulle hande is, as daar sonde in hulle harte is die Here vir of teen individue, as hulle vir die Here is of teen die Here is. Die Here is vir jou of teen jou, gebaseer op jy vir of teen hom is. Asseblief, draai tot die Here, my volk. Hoekom sal jy sterf? Dis nie nodig nie, bekeer en leef vir ewig. Here God, ek bid vir my volk, en Here, die enigste verskil tussen ek en die grootste sondaar onder die boerevolk, is dat ek die vergifnis aangeneem het, die vrye aanbod. Ek het die liefdesdaad van Christus aan die kruis, het ek aangeneem, en ek het die vergifnis ervaar. Ek het die genade ervaar. Here, as dit nie vir die genade was nie, sou ek vir ewig in die hel brand, vir elke leuen wat ek vertel het, vir elke sondige gedagte wat ek gedink het, vir elke slegte ding wat ek gedoen het. Ek dank U vir die genade teenoor my, en ek bid U om genade vir my volk. Ek bid dat U ons sal help om die knie voor U te buig, en U aan te roep vir vergifnis, vir ons volk en vir ons self. Elkeen, red asseblief my volk, Here. Jesus, Seun van Dawid, wees my, sondaar, barmhartig. In Jesus se naam, amen.